So lekker saam met julle kon worship en eintlik het jy klaar vir ons gebid, so ek gaan nie verder bid nie. Maar my gebed is regtig dat ek beleef hier's iemand wat regtig swaar in jou gemoed voel. So gewig in jou gemoed en ek bid dat die Here in hierdie diens vir jou sal aanraak. Vir jou sal optel en sal aanraak en daai gewig sal wegvat. Ek bid ook dat die Here sal gee dat terwyl ons luister na sy woord, dat hy vir ons openbaringskennis sal gee, revelational knowledge, sodat ons sal hoor wat hy vir ons sê in hierdie tyd. Toe ons net so sing, laat die koninkryk kom. Ek en jy is die agente. Ons is hier op aarde om God se koninkryk te laat kom oral waar ons gaan. So kom ons stel onsself tot God se beskikking. Toe ek vir die Here vra oor vandag, het hy so duidelik vir my kom sê, swaar kry en oorwinning. So ek wil dit graag met julle deel. Ons is so op die punt van een van die belangrikste feestydde in die kerklike jaar. Mense wil nooit die goed teen mekaar opweeg. Christusfees of Paasfees maar hierdie Goeie Vrydag wat voorlê is die dag toe van die grootste dinge in die geskiedenis gebeur het. En sonder om dit te herdenk sal ons die ondankbaarste van alle mense wees. En dan seker die grootste fees vir ons as gelowiges is die opstandingsfees, want dit is wat alles verander het. Dis wat alles nuut gemaak het. So, maar ek en jy kan so gewoond word aan hierdie Goeie Vrydag, Paasondag, lang naweek, almal eet lekker, dat ons nie besef die intensiteit van wat God hier gedoen het nie. En my gebed is ek so 'n bietjie met jou deel, dat daar weer 'n stuk diep dankbaarheid sal kom, 'n besef van wat Jesus vir ons kom doen het, wat God die Vader deur sy Seun vir ons kom doen het. So, ons weet dwars deur Jesus se lewe, is hy aangeval, is hy vervolg, veral met sy publieke bediening. Die Joodse owerheid was bedreig teen wie hy is. En hulle het nie gehou van wat hy sê nie, hulle het nie gehou van die wonderwerke wat hy doen nie, hulle het nie gehou van die genesings wat plaasvind en dat die volk agter hom aanloop nie. En dan was hulle baie negatief teenoor hom. Hulle het negatief gespreek, hulle het negatief gedoen, op kere wou hulle hom gevange neem en dat hy tussen hulle deurgeloop, want dit was nog nie sy tyd nie. En toe kom daardie donderdag aand wat hy in die bovertrek saam met sy disippels is. En wat hy die Pasga saam met hulle vier, eintlik die instelling van die nagmaal. En die brood breek en sê dit is my liggaam en die wyn drink en sê dit is my bloed, dit is vir julle. En dan lees ons net so rukkie daarna dat hulle uitgegaan het na Getsemane toe en daar gaan bid het. En dan het hierdie geweldige stryd wat in hom plaasgevind het. Lukas 22 vers 42. In hierdie stryd, want Jesus het geweet, van die dag wat hy gebore is, het hy geweet waarvoor hy hier is. Hy het geweet, ek is bestem vir die kruis. Maar toe dit hier op die nippertjie van die kruisdag kom, was dit geweldig, want hy het geweet hoe erg dit is. En toe lees ons in Lukas 22, Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem, want hy was ook mens, volledig mens, maar laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En die engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy, terwyl hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels, wat op die grond val. In die mediese wetenskap noem hulle dit hematidrosis. En dit beteken dat as daar 'n geweldige inspanning is, fisies en geestelik, dan kan dit wees dat klein aartjies bars en daardie bloed vloei in jou sweetkliere in. En dan wanneer jy sweet, dan lyk dit soos bloeddruppels wat val. So dis presies wat hier, dis kom ons ook die spreekwoord het van bloedsweet. Christus se inspanning, toe hierdie verskriklike dag sien aankom, was so dat sy sweet soos bloeddruppels geword het. En net daarna het Judas gekom, een van die binnekring, een van die 12, een wat saam met hom geloop het, en hy het hom kom verraai met 'n soen op die wang. En ons weet alles wat gebeur het, en hoe dit die tempelwagte hom gevange geneem het, en hoe die disippels
stilletjies verdwyn. Die binnekring, wat eintlik by hom moes bly, stilletjies verdwyn het, omdat hulle bang was vir hulle lewens. En dan lees ons hoe Petrus hom verraai het, weer en weer tot die haan gekraai het. En dan, in daardie nag, die wagte, hoe hulle hom gespot het, hoe hulle hom geblinddoek het en hom met die vuis geslaan het, gesê, profeteer, wie het jy geslaan? En ons was in Israel by die plek waar heel waarskynlik hulle hom daardie nag gehou het. En in daardie huis is daar so 'n gat onder die grond, dis al. En in daardie gat onder die grond het hulle hom gehou en hy het nooit geslaap daai nag nie. En toe die volgende oggend na Pilatus gaan, moes hy al reeds uitgeput wees. En voor Pilatus onskuldig, na Herodes onskuldig, terug by Pilatus onskuldig. En hoewel hy onskuldig was met hierdie Joodse geroep, het Pilatus gesê, laat hom gesel. Nou gesel klink nie so erg nie, maar mense, dit was 'n sweep met sulke leertonge gewees, en aan daai leerpunte is stukke metaal of stukke been vasgemaak. En die effek was, dat as daai sweep jou rug, of het slaan om na die sagte dele van jou liggaam tref, dan ruk dit stukke vel oop, dan ruk dit stukke van jou vleis uit. En dit het bloedverlies, pyn, hulle het 'n groot term, hypovolemiese skok, wat jou liggaam ingaan, wat sê jou bloeddruk val, jou hart begin vinniger klop, jy begin duiselig word, as gevolg van hierdie intense pyn en die bloedverlies. En toe kom hulle, sit nog hy doringkroon op hom, en jy weet, jou bloedvat op jou kop is van die maklikste plekke wat 'n mens bloei, so saam met daardie bloedverlies en die pyn van daardie doringkroon. En dit was maar net die begin. En dit het hy gedoen vir my en jou. Hy het ons geken, hy het geweet wie jy is. Die woord sê, voordat hy die aardige grondves het, het hy jou geken. Verstaan jy hoekom ons in hierdie tyd so dankbaar moet wees? En toe die marteldood aan die kruis, dit is regtig een van die grootste martelinge in die geskiedenis. Dit kon tot 3-4 dae neem vir 'n persoon om te sterf aan 'n kruis. Ons weet, Jesus het omtrent 6 uur geneem, maar dit kon 'n baie lang marteling wees. En daai dik spykers, ons sien altyd deur die hande, en dit kan deur die hande wees, maar dit was heel waarskynlik deur die polse geslaan, omdat dit die plek is waar die ondersteuning uit die hande uit kon dit maklik oopskeer. Maar as hulle dit dalk deur die polse geslaan het, dan het 'n senuwee getref, wat intens gepyn het, die heeltyd aanhoudende pyn, terwyl sy arms oopgespalk was, en dan deur die voete, sy knie was so bietjie opgebuig, en dan was daar 'n balkie, en dan klomp boek in daai balkie vasgeslaan met daai dik spykers. Kan jy die intense pyn net vir jou indink? En dan hang hy daar tussen hemel en aarde, terwyl almal toe kyk en almal spot. En een van die dinge wat gebeur het terwyl jy in die kruishout is dat jou asemhaling kon nie normaal wees, want jy hang. En daarom het hulle die balkie sodat hy kan bietjie opdruk en net weer 'n bietjie asemhaal. En later was hy so swak dat hy kon nie meer opdruk nie. En dan het die koolsuurgas in jou longe te veel geword. En die bloedsomloop het nie meer gewerk nie, en die bloed het dikker geword. So jy het eintlik versmoor. En jou hart kon nie meer klop. Die werk wat die hart moes doen, kon dit net meer vat nie. So met versmoring en met hartversaking het jy dan uiteindelik gesterf. Wat 'n geweldige prys wat hy betaal het. En ons harte roep uit, dankie Jesus. Ons kan nie eers begin om dit te verstaan nie. En toe hulle hom kom afhaal van die kruis voor daardie Sabbatdag, het hy sy liggaam gaan sit in die rotsgraf. En hulle het 'n enorme steen daar, die van julle wat in Israel was sal weet, het lyk soos 'n groot wiel wat in 'n spoortjie loop, het hulle voor daardie graf gerol, sodat niemand kon in of kon uit daar nie. En dit wagte neergesit. Niemand kon in of kon uit nie. En miskien die wêreld van daai tyd het gedink, dis die einde. Dis die einde. Die Joodse owerheid gedink, dis die einde. Die duisternis het gedink, dis die einde. Maar hy Sondagoggend het alles vir ewig verander. Want Jesus het opgestaan. Hy het oorwin. En ek lees graag saam met jou. Lukas 24, vers 1. En baie vroeg die môre, die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie.
En terwyl hulle hier oor 'n verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blink klere. En hulle het bevrees geword, met hulle aangesig na die aarde gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy's nie hier nie, hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was." Jy sien, hierdie geweldige lyding, sterwe aan 'n kruis, 'n marteldood. Maar God het 'n doel gehad. Want op die 3de dag het hy opgestaan. En hy het verskyn aan almal. En hy het opgevaar na die hemel. Hy het aan die regterhand van God gesit. Hy het die oorwinning van alle oorwinnings vir alle ewigheid behaal, ook vir jou en vir my. So die doel van die lyding is baie groter as die lyding self. God het geweet, hy wou die vloek verbreek wat met Adam oor ek en jy gekom het. Hy wou gehad het dat die vloek moet deur Jesus weggeneem word, sodat ons gered kan word, sodat die hemel vir ons oop sal wees. Dankie Jesus. Dis wat die woord sê, Hebreërs 4 vers 16. Die deur van God se troonkamer is oop. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind op die regte tyd gehelp te word. En dis nie net die troonkamer wat oop is nie. Ons sit in hemelse plekke, dis wat Efesiërs 2 vers 6 sê. Ons is in die plek van almag, van heerskappy van Christus, waar hy aan die regterhand van God sit, waar niks onmoontlik is, waar daar oorvloed is. Daar sit ek en jy. Terwyl ons hier sit, sit ons in die gees ook daar. En dit is so. En dis die tweede deel van wat ek vandag met jou deel. Ek en jy beleef ook soms swaar kry en oorwinning. Maar dit wat ons sopas gehoor het, wat Jesus kom doen het hy juis gedoen, sodat as ons swaar kry, nooit alleen sal wees nie. Dat in ons swaar kry, ons oorwinning sal hê in hom. Hy het gesê, as hulle my vervolg, sal hulle julle vervolg. En hy's met ons. Johannes 15:20. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, sê Jesus. 'n Diensknegt is nie groter as sy Heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Ek dink almal van ons wil wegdraai van. Ons wil nie die swaar kry deel van Christus. Ons wil die lekker deel daarvan beleef. Maar ons kan nie daarvan wegkom nie. Jesus het dit gesê. Lukas 9:23. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Sy kruis elke dag op. Nou het ons gehoor wat is kruis. Sy kruis elke dag opneem, my volg. Dit beteken lyding. En jy kan maar blaai dwars deur die Bybel. Dwars deur die Bybel is daar ook gelowiges wat bitter swaar kry. Maar daar is altyd 'n doel, altyd 'n oorwinning beskikbaar. Onthou jy vir Josef? Hy het uit die rykmans huis gekom. En skielik was daar swaar kry en lyding en vorming wat in sy lewe plaasgevind. Met daai mooi rok van hom, daai mooi kleed, veelkleurig. Die volgende oomblik is in die put. Die volgende oomblik word hy soos 'n slaaf verkoop. Is hy deel van 'n slawetrein. Gaan werk hy soos 'n slaaf in Potifar se huis. En so onskuldig. Hy het net die beste gedoen. Onskuldig. Gooi hom in die tronk. Ons weet wat het gebeur. En daar dien hy net. En hy weet God het 'n plan. Hy onthou God het vir hom 'n droom gegee. Maar dit is swaar kry. Hy kon nie die twee dalk by mekaar uitbring nie. En dan kom daar die dag dat hulle hom roep en hy droom moet uitlê. Van die put tot die tronk tot die troon. Want hy word die onderkoning van Egipte. Van swaar kry tot oorwinning. En hierdie persoonlike swaar kry het God gebruik om hom te vorm, om vir hom insig in die lewe te gee, om vir hom strategie en wysheid te leer, sodat God hom kon gebruik om 'n hele destydse wêreld van hongersnood te red. Ek dink as hy terugkyk, sou hy sê ek sal dit weer doen. Want dit wat met hom gebeur het, kon nie opweeg teen die heerlikheid wat God deur hom gewerk het nie. Onthou jy vir Stefanus, Handelinge 7, 'n diaken, maar vol van die gees van die Here. En die Joodse owerheid het nie gehou van wat hulle hoor en sien by hom nie. Terwyl hy met hulle praat, het sy gesig begin blink soos die van 'n engel. Hulle het nie daarvan gehou nie, hulle was bedreig. Hoekom het dit liewer vir my gebeur nie? Hoekom gebeur dit met hom? En daarom het hulle hom weggesleep en hom met klippe begin doodgooi, maar voor dit staan daar, maar hy was vol van die Heilige Gees en het
die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. Handelinge 7 vers 5. Handelinge 9 vers 15. Net nadat Saulus tot bekering gekom het en Paulus geword het, nadat die skille van sy oë afgeval het, stuur die Here vir Ananias. En hy sê, gaan na daai plek. Ja, nee Here, ek gaan nie na daai ou is 'n gevaarlike ou. Hy sleep die kerk tronk toe. Die Here sê, gaan. En dan sê die Here, want Paulus is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor die nasies en die konings en die kinders van Israel. Want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. Jy sien, Paulus se oorwinning was die heidene nasies wat ingekom het. Sonder sy leiding, sonder sy swaard, sonder dat hy die briewe uit die tronk uit sy skipbreek, hongersnood, sou die heidene nasies, so ek en jy nooit gehoor het nie. Miskien worstel jy met iets baie persoonliks. 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 9 praat Paulus van 'n persoonlike swaarheid. Niemand van ons weet regtig wat dit was nie. Hy sê, en dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaring nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy vir my sou wyk, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Hierdie is 'n woord vir iemand vandag. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. In sy apostel wees, hierdie heerlikheid van die hemel wat hy sien, die groot dinge wat God deur hom doen, het hy hierdie doring in sy vlees, voel hy, Here, kan hierdie engel van die Satan nie van my wyk nie. God sê vir hom, dis jou deel op aarde. My oorwinning kom deur jou, maar leef met hierdie swaar kruis saam. Selfs in die begin van die kerk, al die apostels omtrent, is doodgemaak vir hulle geloof. Hulle het saam met Jesus geleef. Hulle het gesien wat met Jesus gebeur het. Hy het vir hulle gesê, hulle gaan swaar, hulle gaan julle ook vervolg. Hulle is omtrent almal doodgemaak. Hoor jy waaroor dit gaan? Is ek en jy bereid? As die Here vanoggend met ons praat, ook oor die swaar kry, is ons bereid om op te staan en te sê, Here, as dit dan nou deel van my lewe is, ek bid al 'n lang tyd daaroor, maar as hierdie deel is, Here, ek is bereid om dit te vat, solank u doel met my lewe sal bereik. Handelinge 1 vers 8, die gemeentes, en daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan, en almal is verstrooi oor al die streke van Judea en Samaria, en dan weet ons ook weier in die diaspora aan. So God het die vervolging van sy kerk, van sy geliefde kinders toegelaat, sodat hulle sou uitspat en oral waar hulle geland het hulle soos vuurtjies die evangelie laat kom, het die vure van die evangelie gebrand. So ek sou graag wou gehoor het, as ons die tyd gehad het vandag, wat maak jy met swaar kry? Hoe voel jy oor swaar kry? As die Here vir jou vandag sê vanuit sy woord, soos hulle my vervolg het, gaan hulle jou vervolg. Wat maak dit in jou? Wat maak dit in jou binnekant? Hoe hanteer ons swaar kry? In die eerste plek glo ek ons moet weet, ons hele lewe is in God se hand. Alles wat met my gebeur, as hy dit toelaat, het hy 'n doel daarmee. Jakobus 1 vers 2, ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en niks kort kom nie. So wat die Here in Jakobus kom sê is, my kind, as jy swaar kry, weet ek is besig om jou te vorm, soos die pottebakker die klei vorm, is ek besig om jou te vorm, ek is besig om jou geestelike spiere sterk te maak, ek het 'n doel, ek het 'n plan, ek het 'n goeie plan met jou lewe, staan vas, byt vas. Dis die Here, dis te erg, ek kom jy daarby. Dan sê hy in Jakobus 1 vers 5, maar vra vir God om vir julle wysheid te gee, hoe om dit te hanteer. Jakobus 1 vers 5, vra van God wat gee sonder verwyte, hy sal dit vir jou gee. So ek en jy kan hom toe gaan en vra, Here, help my. En ons kan weet, ons is nooit alleen nie. Toe Jesus net voor die hemel toe gegaan het, triomfantlik gesê het, alle mag in hemel en op aarde is aan my gegee, het hy ook gesê, kyk, ek is met julle, altyd, tot in die volleinding van die tyd.
Hy's by ons. Dis hoekom is die Heilige Gees uitgestort. Dis hoekom die Heilige Gees in jou woon, in my woon. Maar meer nog, ek en jy kan weet, al gaan dit hoe swaar, ek en jy is meer as oorwinnaars, mense. Dis wat Romeine 8 vers 35-37 sê. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard, soos geskryf is, om u ontwil word ons hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Christus Jesus vir ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte, teenwoordige toekomstige dinge, hoogte of diepte, enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God wat daar is in Christus Jesus nie. Vat ons dit vandag. Kan ons regtig sê, Here, maak nie saak wat nie, dit wat U oor my pad beplan. Ja, Here. Bring it on. Ek weet ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Kom ons leef in die hemelse dimensie waar ons weet waar ons saam met Christus sit. En kom ons doen wat Psalm 50 vers 15 sê. As dit dan regtig moeilik gaan en as dit vir God wysheid gevra en dit lyk asof aan nie verander, dan sê die Here in Psalm 50 vers 15, roep my aan in die dag van jou benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Dis 'n belofte van God. As ek vir jou sê hierdie vers, hoeveel keer in ons lewe, in die bediening, in die besigheid, in oral, het ons hierdie vers uit aangeroep en God het net wonderwerkend geantwoord. So, hoor jy wat die Here sê? Hy wil hê ons moet verstaan vandag, wat is die prys? Die enorme martel doodprys wat Jesus betaal het. Vir jou en vir my, omdat ons lief het. Maar hy wil hê ons moet weet, swaar kry gaan ook oor ons lewens kom. Dis deel van Christen wees. As jy in China instap, en jy praat met die gelowiges, dan sê hulle, maar dis ons wat Christen wees beteken. Hulle weet, hulle kan môre sterf. Ek en jy leef nog in 'n land waar dit maklik is om die Here te dien. Maar mense, daar's 'n ander dimensie. As ons hierdie dinge weet, wie Christus vir ons is, as ons weet, as ons swaar kry, is hy met ons, hy maak my meer as 'n oorwinnaar, dan stop dit nie daarby nie, want dan was dit nog nie I, me and myself. Ek en jy is geroep om daardie fakkels te wees wat die vure gaan aansteek. En as ek en jy 'n T-shirt het wat ons aan het, omdat ons deur swaar tye gegaan het, dan wil God juist dit gebruik, sodat ons ander mense kan help. So hoor jy, ons is nie hier vir onsself nie. Ons is gemeente wat vandag hier by mekaar is nie vir onsself hier nie. Ons is daar sodat ons deur God uitgestuur kan word in hierdie wêreld en mense te gaan help. Nie net gelowiges nie, alle mense. Ek onthou, toe iets so, weet jy of jy onthou, so 30 jaar gelede, het, ons was nog in 'n baie tradisionele bediening gewees, en het daar goed gebeur wat vir ons verskriklik was. En mense het ons gebel en ons het gery en ons het teruggekom en ons was teen die plank, ons was plat geslaan. Dis die teenoorgestelde wat ons ooit in ons lewe verwag het. En ons het geworstel en ons het gestuier en gesê, Here, wat nou? En toe ons het nog tyd in die pastorie gebly, toe so voor die pastorie stil hou, toe kom hy aan 'n kar langs ons stil. En ek en sy is flenters. Ons weet nog nie wat maak ons met al hierdie goed wat nou oor ons gebeur het nie. En toe ons uitklim en die mense sê, maar hulle het ons nodig. Maar ja, stap jy moes nou maar in sitkamer toe. Toe is dit presies dit wat God oor ons pad gebring het. Is presies die situasie waarin hulle sit. Ons het nie eers tyd gehad om te verwerk wat met ons gebeur het nie. Maar God kon ons daar gebruik. Al kon ons vir hulle niks doen, nie kon net so vir hulle sê, ons verstaan. Ons is ook daar. Ons het nie antwoorde nie, maar ons gaan saam met jou bid en God gaan jou help. Dis wie ons is, mense. Dis waarvoor ons wil gebruik. Miskien by 'n ernstige siekte, miskien by 'n krisis in jou besigheid, of miskien by jou kinders, iemand wat jy aan die dood moes afgee, en waar jy nou is, miskien in jou huwelik, miskien het jy een of ander afhanklikheid, dwelms of pornografie of wat. Afgelope week sit ek in Driet by iemand wat, sy bly in die strand, maar sy het haar lewensmaat so 'n paar jaar gelede verloor, en hulle het sulke groot drome van God af ontvang, hulle het sulke groot planne gehad, en skielik eendag, uit die bloute, toe sy aan 'n hartaanval oorlede. En sy was teen die planke. Wat word van ons drome? Gaan dit aan? En God het vir haar deurgedra. En ons kom by haar wees nou,
3 jaar nadat haar man oorlede is. En net sien hoe die Here vir haar opbou en vir haar 'n nuwe roeping gee en hoe hy nuwe kursusse deur haar laat skryf en hoe dat sy vir meer as 60 mense elke dag bid op haar gebedslys. 'n Nuwe woema aan haar binnekant. So in die swaar kry het God haar kom dra en haar kom nuut oprig met die nuwe planne en die nuwe visie. Een van ons vriende, groot finansiële krisis, weet nie hoe om daar uit te kom nie. En ons het gesien oor hierdie feesseisoen, hoe dat God absoluut net vir hulle deurgebreek het. So vir jou, as jy in 'n besigheid of 'n boerdery krisis of wat ook al is, weet God is daar. Miskien sommer kom ons praat oor die brandstof, né? Al is dit hoe swaar. Mense, ons is nog nie daar waar Zim was, waar niks diesel vir maande is nie. Ons het nog daarom so bietjie iewers. En ons kan bid dat God hierdie situasie verander. Ek en jy het die opstandingskrag van Jesus in ons. En wanneer ons voor God se troon gaan, kan hy dinge verander. Niks is vir hom onmoontlik nie, ook nie om diesel en petrol in hierdie land te bring nie. Amen. Dalk is iemand wat worstel met siekte. Die mannegroep weet, so 2 weke gelede het iemand met ons gedeel oor terminale kanker in Desember. 75% daarvan is genees. 6 maande om te leef. Nee, God kom bring oorwinning. Minkie, ek het julle hier gesien. Ons het saam met jou gebid vir daai skouer. Pero hoe bekommerd was jy gewees? Op God vertrou, maar dit was vir jou 'n moeilike tyd. En kyk wat het God vir julle gedoen. Ek sien nie eers 'n sling of iets nie. God bring die deurbraak, hy bring die oorwinning. 'n Vriend van ons wat nie hartklep vervang, hy het 'n inplanting van 'n hartklep gehad. Dis 'n baie delikate, moeilike. Hy staat deur met gebed. Mense, God is by ons. Jesus se wonde het vir ons genesing gebring. Dis wat die woord van God sê. As daar 'n afhanklikheid, 'n dwelmafhanklikheid, ons het 'n pastoortjie by ons. Hy's net so groot. Maar as 'n bondeltjie vuur van die Here. Hy was totaal en al op tik en al die verskriklike goed verslaaf. En hy was hoog toe sy pelle hom uiteindelik kerk toe gesleep het. En Jesus het hom 1 oomblik kom aanraak en sy hele lewe is vir altyd verander. Moenie ophou bid vir daai persoon wat in die afhanklikheid is nie. By God is alle dinge. Ek weet van 'n dogter wat vir haar pa gebid het en na seker hoeveelheid jare het hy radikaal omgedraai, die Here hom losgemaak. Is net God wat dit kan. Die van julle wat met afhanklikheid loop, weet, dis net God wat dit kan doen. So niks is vir die Here onmoontlik. En wanneer hy so swaar kry toelaat, wat ook al jou situasie, dan het hy 'n doel. Ons moet dit verstaan. Hy vorm ons. Ons kan jubel en juig, al huil ons trane, kan ons jubel en juig omdat ons weet God is in beheer. En ons kan weet hy's by ons. En ons is meer as oorwinnaars in hierdie swaar kry. Amen. Mag ek saam met jou bid? Kom ons staan. Hemelse Vader, ons wil net vandag kom sê baie dankie dat U as 'n Vader U enigste seun vir ons gestuur het. Here, hoe moes dit vir U wees om te sien hoe hy vasgespijker word en hoe hy uitroep, Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, hoekom het U my verlaat? Here, toe daar die duisternis, dankie Here Jesus, dat alles wat ons vandag gehoor het en dit wat ons weet van U lyding en U kruisdood, dat U dit vir ons gedoen het, baie dankie, ons wil net jubel en juig, U naam groot maak, en dankie sê Here, dat ons deel van U koninkryk mag wees. En dankie Jesus, dat U die oorwinning behaal het, dat U opgestaan het, dat U leef, dat U vir ons gaan plek voorberei, dat Heilige Gees in ons woon. Dankie dat die lyding nie te vergeefs was nie, dat die magte van die duisternis vir altyd vernietig en verwoes is, en dat daar 'n dag sal kom, wat hulle in die put sal wees, vir ewig in ons in heerlikheid by U. Here, baie dankie daarvoor. En dan wil ons kom vra, Here, in hierdie tyd, dat U vir ons sal het verstaan, wanneer daar dinge oor ons pad kom. Party van ons se lewens is makliker as ander, Here, maar U ken die swaarkry, en miskien is daar van ons wat hier sit, of staan, wat
wat nog nie eers die swaar kry beleef het wat op pad is nie. Maar dan weet ons, u het vandag met ons gepraat, sodat ons gereed kan wees en kan weet, God laat wel ook swaar kry toe. Here, help ons. Ons is nie in ons eie krag in staat om dit te vat nie, Here. Ons kan hierdie kruis dra nie. En as jy Simon van Sirene wat dit kan dra vir ons, maar dankie Here Jesus, dat u opstandingskrag in ons is. En dat u vir ons meer as oorwinnaars maak, deur die krag van God se Gees in ons. Laat ons staan, Here. Laat ons werklik u getuies wees, laat ons u koninkryk laat kom, en Here, as u dan vandag met ons kom praat, en vir ons kom bemoedig, en kom sê, byt vas, ek is met jou besig, ek het 'n goeie plan vir jou. Jou toekoms is iets fantasties, en in hiernamaals is dit onbegryplik wat vir jou wag, die heerlikheid. Here, help ons dan om nou te kom aanmeld vir diens, en net te kom sê, Here, as u dan vir my wil gebruik, met die t-shirt wat ek het, Here, al weet ek nog nie eers om die goed self te hanteer nie, hier is ek, Here. Bring mense oor my pad, vir wie ek kan begelei. Stuur my na mense toe, Here, wat in die moeilikste omstandighede is, dat ek net by hulle kan gaan sit, dat ek net u teenwoordigheid kan indra. So ons kom sê, hier is ons Here, stuur ons en gebruik ons. En dan vra ons ook dat, in hierdie feestyd wat ons tegemoet gaan, hierdie week, hierdie lang naweek, wat ons lekker as familie saam kuier, Here, help ons om hierdie dinge te onthou, om u te verheerlik. Dankie vir Goeie Vrydag, dankie vir Opstandingssondag, dankie dat u in ons woon, en by ons bly, totdat u weer kom om ons te kon haal. Ons prys u, ons loof u en ons aanbid u in Jesus naam. Amen.